Hoofstuk 12. Debatte in die parlement. Is daar spesifieke reëls by die debatvoering in die parlement? Ja, daar is heel wat reëls. Jy praat altyd deur die speaker met die lede van die raad. Daarom rig jy jou toespraak op die speaker en begin jou toespraak deur die speaker as agbare speaker of Madam Speaker aan te spreek. Die speaker sorg dat jy al die reëls toegepas word. As jy afwyk, berus by hy of sy jou deur orde te sê. Die orde kom uit die ou Britse parlement. Ek het reeds verwys na die 2 rooi lyne op die vloer in die Britse parlement verwys. Een aan die regeringskant en een aan die oppositiekant. As jy jou toespraak hou, moet jy agter die rooi lyn bly. As jy oor die rooi lyn trap, sou die speaker onmiddellik orde gesê het en selfs die sitting onmiddellik ontbind het om 'n swaard geveg te keer. Dit mag 'n apokryfe verduideliking van die speaker se orde wees. Terloops, die vorige Britse speaker, John Bercow, se kat se naam was Order. Verder spreek jy nooit ander lede op hul name aan nie. 'n Minister word aangespreek volgens sy portefeulje. Byvoorbeeld, die agbare minister van verdediging het dit en dat gesê. Voor 1994 het jy ander lede aangespreek volgens hulle kiesafdeling. Die agbare lid van Randfontein. Nou sal jy die lid se van gebruik omdat daar nie meer kiesafdelings is na 1994 is nie. Byvoorbeeld, die agbare De Tooy het dit en dat gesê. Die titel, agbare, kom ook uit die Britse parlement se verlede. Lede is geforseer om na ander lede as agbare lede te verwys, om so te verseker dat debatte op 'n hoë vlak plaasvind en lede op 'n waardige wyse verskil. Die riglyn is dat jy jou kritiek nie op die persoon nie, maar op sy argumente moet rig. Ons sal sê, speel die bal, nie die man nie. Nie dat daar altyd daarby gehou word nie. Een parlementslid wat wou aantoon hoe dom sy opponent is, sonder om direk te sê hy is dom, het gesê, as daardie agbare lid se brein dinamiet was, sou dit nie eers die bril van sy neus afgeskiet het nie. 'n ander reël is dat jy nie van die onderwerp mag afdwaal nie. Die speaker sal jou gou tot orde roep as jy byvoorbeeld onder die drangsvet bespreking oor die Palestynse kwessie probeer praat. As jou party sopas 'n tussenverkiesing gewen het en jy wil daaroor spog, is dit 'n kuns om dit skelm in jou toespraak in te smokkel terwyl daar byvoorbeeld oor die drangsvet gepraat word. Iets soos: Speaker, ons het gister probleme met drankwinkels gehad tydens die tussenverkiesings in Boksburg. Gelukkig het my party ver gewen en gaan ons nou daaroor kan aandag gee. Hoor, sal jou lede saam met jou spog oor die oorwinning in die tussenverkiesing wat niks met die drankwen te doen het nie. Nog 'n reël. Nasionale vergadering reël 83 bepaal dat jy nie in jou toespraak mag aflees nie. Jy mag wel kort notas gebruik. Die doel van hierdie reël is om lede so te dwing om op 'n spontane manier met mekaar te redeneer. Voor 1994 het die speakers hierdie reël baie streng toegepas, maar tans word die meeste toesprake woord vir woord aflees sonder enige ingryping van die speaker. Het die debatstyl na 1994 verander? Ja, voor 1994 het baie van die debatte in die kleiner volksraad of senaatsaal plaasgevind. Daar sit die regering en die oppositie oorkant mekaar en baie naby aan mekaar. Jy praat op hierdie kort afstand vanuit jou sitplek. Dit beteken jy staan tussen jou partygenote wat jy met hoor aanmoedig, terwyl jy die ander kant in die oë kyk. Omdat jy nie jou toespraak mag aflees nie, het dit tot lewendige debatte gelei. Na 1994 is die meeste debatte na die groot geel raadsaal verskuif, die een wat afgebrand het. Die regering en die oppositie sit ver van mekaar. Jy praat nie uit jou sitplek nie, maar moet na die podium voor in die saal gaan. Omdat amper alle toesprake tans afgelees word, is die gevolg dat die meeste debatte ontaard in 'n lang lys sprekers wat toesprake soos droë lesings een na die ander aflees, met geen reaksie of debat met ander lede nie. Dit is jammer. Die ervare oud-politikus Helen Suzman het in 2006 gesê,
Ek kyk soms na die debat in die parlement op televisie, maar dit is van so swak gehalte, ek sit dit baie vinnig weer af. John Scott van die Cape Times, wat jare oor die parlement verslag gedoen het oor die debatte na 1994 in die groot saal geskryf, dat hy die intimiteit van die kleiner sale mis. Die parlement het nou baie vervelig geword. Daar is min van die ou manier van debat voer oor. Die doodskree van sprekers het pittige tussenwerpsels vervang. Dit herinner my altyd aan Lord Morley se gesegde, dat jy nie 'n persoon ooreed of vir jou saak gewen het, omdat jy hom stil geskreeu het nie. Is daar nog ander eienaardige reëls in die parlement? Ja, wanneer 'n parlementslid die raad binnekom of uitgaan, moet hy na die speaker draai en sy kop knip. Omdat die eerste Britse parlement in 'n Anglikaanse kapel gehou is, het hulle kop geknik vir die altaar wat agter die speaker se stoel was. Die EFF weier om so te kop knik, omdat hulle dink dit is 'n teken van respek vir die speaker en hulle wil dit nie gee nie. 'n ander reël is dat terwyl lid praat, mag geen ander parlementslid die denkbeeldige ooglyn tussen die speaker en die lid breek nie. Jy moet dus berekend agter om die speaker loop. In die begin daar van die parlement, toe dit rof gegaan het in die Britse parlement met baie lede wat rondbeweeg het, is die reël gemaak om seker te maak die speaker kan die spreker sien terwyl hy praat. Dikwels word nuwe lede berekend nie van hierdie reël vertel nie. As hy dan die denkbeeldige lyn breek, skreeu alle lede, orde, orde. Die arme nuwe lid staan nou verboureerd in die middel van die raadsaal, sonder om te weet wat hy verkeerd gedoen het. Oral is daar maar 'n tipe van ontgroening. Wat presies is 'n nooienstoespraak? 'n nooienstoespraak is die heel eerste toespraak wat 'n nuwe lid in die raad hou. Die speaker kondig aan dat hierdie eerste toespraak van die betrokke lid is. Die tradisie is daar dan in doodse stilte, sonder enige tussenwerpsels of onderbrekings, hooflik na die nuwe lid geluister word. Die ander deel van die tradisie is dat die nuwe lid geen onvegbare goed in sy of haar toespraak sê wat reaksie kan ontlok nie. Ongelukkig het baie nuwe ANC en EFF-lede die afgelope 30 jaar hierdie tradisie verbreek, deur met wilde stellings weg te trek. Dan verval die hoflikheid en word hy gepeper met tussenwerpsels en onderbrekings. Hierdie tradisie kom ook uit die Britse geskiedenis. 'n Britse koerantman het vir jare lank die sneerigste en afbreekendste berigte oor die lede van die Britse parlement geskryf. Dit was rondom 1711. Toe word hy 'n parlementslid verkies. Die ander parlementslede wat vir jare aan die ontvangskant van sy kritiek was lankal is vir hom. Met sy eerste toespraak het hulle met tussenwerpsels dit vir so moeilik as moontlik gemaak, dat hy na 'n tydjie opgegee het en gaan sit het. Dit was hulle wraak. Die speaker het gevoel dit is onbillik teenoor 'n nuwe lid en 'n nuwe reëling gemaak, dat 'n nuwe lid by ten minste sy eerste of nooienstoespraak toegelaat moet word om in stilte te praat. Dit is maklik om daar buite voor 1000 ondersteunings 'n rampkap toespraak te hou, maar dit is baie anders om te praat vir 400 siniese en ervare parlementslede van verskillende partye. Paul Sawyer, wat vir 41 jaar lid van die parlement was, het gesê, die parlement snoei die nuwe lede wat hulself te hoog skat, vinnig na hulle regte grootte toe, en tel terselfdertyd soms onverwags 'n beskeie nuwe lid op, en plaas hom hoog, omdat sy verborge eienskappe raak gesien word. Wat is 'n wantroue debat? Dit het in baie parlemente tradisie geword, dat die eerste debat van 'n nuwe jaar 'n wantroue debat is. Dit beteken dat die oppositie 'n mosie van wantroue in die regering instel. Dit word dan vir verskeie dae gedebatteer voor daaroor gestem word. Dit is 'n oop debat wat beteken dat daar letterlik oor enige aspek van die regering gepraat kan word. By min geleenthede slaag die oppositie daarin dat die mosie van wantroue met 'n meerderheid aanvaar word. Tog gee dit geleentheid om die regering en die verskillende ministers aan te val en te dwing om op kritiek te reageer. Die ANC hou nie van die idee van 'n wantroue debat nie.
Hulle het dit verander na die jaarlikse debat oor die president se staatsrede, ook bekend as die State of the Nation debat of die SONA-debat. In die Britse parlementêre geskiedenis van bykans 800 jaar het 11 mosies van wantrou geslaag, waarin die regering moes bedank. Die mees onlangs was in 1979 toe die Britse eerste minister James Callaghan met een stem 311 teen 310 verloor het. Hy was verplig om as eerste minister te bedank en het 'n verkiesing uitgeroep. Margaret Thatcher het die verkiesing gewen en Callaghan se eerste minister vervang. In Suid-Afrika se kort parlementêre geskiedenis het dit net een keer gebeur, naamlik toe generaal Hertzog in 1939 as eerste minister verloor het en generaal Jan Smuts as eerste minister by hom oorgeneem het. In die 1960s was die Suid-Afrikaanse minister van Landbou, meneer Dirk Uys. 'n Landbouminister moet baie ongewilde besluite neem voordat hy gou ongewild moet maak by die boere en die landbouers. Tydens 'n vergadering van minister Uys op die platteland het 'n omgekrapte boer heel aan die begin opgespring en gesê hy wil 'n mosie van wantroue in die minister indien. Die voorsitter het besef dit kan die einde van die vergadering wees as die mosie slaag en het daarop gereël dat geen mosies in die aand toegelaat sal word nie. Aan die einde van die vergadering spring die boer weer op. Hierdie keer wil hy 'n mosie van wantroue in die voormalige Zulu koning Dingane instel. Die voorsitter oordeel dat dit onskuldig genoeg is en laat hom toe om voort te gaan. Die boer verwys na die voortrekkerleier Piet Uys, wie se seun Dirkie voor die slag van Doetevier in 1938 deur die Zulus doodgemaak is. My mosie van wantroue is in Dingane omdat hy die verkeerde Dirk Uys doodgemaak het. Hy moes die een gegryp het. As jy vandag 'n toespraak in die Suid-Afrikaanse parlement hou, moet jy Engels praat. Nee, jy kan kies watter taal jy praat. Net na 1994 het baie nuwe lede onder druk gevoel om in Engels te praat, al was hulle Engels baie swak. Ek onthou hoe hulle dit in Engels geworstel het met sy toespraak. Ek het vir my bankmaat gesê, hoe kan daardie man 'n leier in sy gemeenskap wees as hy so swak praat? Die volgende oomblik het iemand 'n tussenwerpsel in Zulu gemaak. Die spreker het hom vererg en in Zulu op die tussenwerpsel gereageer en daarna vir die res van sy toespraak oorgeslaan na Zulu wat sy eerste taal was. Binne minute het hy die saal op hulle voete gehad met ulu-ulus van ondersteuning. Ek het in verskeie toesprake na 1994 aangetoon dat as die parlement net 10% van sy verversingsbegroting sny, dan is daar genoeg geld vir 'n tolkdiens in al die tale. Van die ander lede en koerante het gespot met die gek voorstel. Na 10 jaar se argumente, debatte en gevegte is die verversingsbegroting gesny en het ek daarin geslaag dat al die tolkdienste in al 11 amptelike tale ingestel is. Tans kan jy in enige van die amptelike tale praat en dit word deur oorfone oorgetolk. 'n Slim manier is om jou toespraak in Engels te begin met byvoorbeeld 'n storie. Almal hou van 'n storie en net voor die einde van jou toespraak sal jy dan oor na Afrikaans. Dan gryp die lede hul oorfone om na die storie se einde te luister en hopelik volg hulle die res van die toespraak in hulle eie taal met hulle oorfone op. Sit die parlement ook in die aand. Tans sit die parlement nie in die aand nie. Voor 1994 was daar vanweë te veel werk, soms deernagsittings wat tot 9 uur die volgende oggend geduur het, om dan weer om 2 uur die middag aan te gaan. Voor 1994 was die parlement se roetine wel om elke woensdag aand tot 10:30 die aand te sit. Op so 'n woensdag aand was daar 'n onderbreking tussen die middernag en aandsitte. Tydens hierdie onderbreking is daar lekker geëet en wyn gedrink. Die aandsitting hierna was opmerklik meer rumoerig as vroeër in die dag. Ek het ervaar hoe 'n paar politici op so 'n heilige aand groot skade aan sy loopbaan aanrig en alle moontlike toekomstige bevorderings beëindig deur onverantwoordelike optredes waaroor hulle die volgende dag spyt is. Waarna moet mens oplet as jy na 'n politieke debat luister? Elke persoon is op sy eie mening geregtig, maar nie op sy eie feite nie. Daarom moet jy fyn luister om tussen feite en propaganda te kan onderskei. As jy sterk optree en by jou standpunt hou, is jy beginsel vas.
As die opponent sterk optree en by sy standpunt hou, is hy koppig en dom as strand. As jy hoflik en vriendelik teenoor 'n ander leier optree, is jy diplomaties en taktvol. As jou opponent so optree, is hy 'n kruiper en 'n goedkoop flyer. In die ou, nat en sap dae, sou 'n nat politikus sê Potchefstroom is in 'n nat vesting, omdat daar soveel nat ondersteunings bly. Daarenteen is Houghton in Johannesburg 'n sapnes met soveel sap ondersteuners. Net om met die keuse van woorde kan jy die speaker 'n negatiewe of positiewe boodskap oordra. Statistiek word dikwels in toesprake gebruik en misbruik waar die spreker 'n sekere doel wil bereik. As jou kop in 'n warm oond is en jou voete is in die vrieskas, voel jy gemiddeld goed. Statisties is dit korrek, maar feitelik is dit 'n leuen. As jy statistiek wil misbruik, kan jy argumenteer dat sport baie gevaarlik is. Daar is syfers beskikbaar oor hoeveel deelnemers in boks, motorwedrenne en rugby reeds dood is. Doch as jy hierdie statistiek wil misbruik, kan jy aantoon dat rolbal die gevaarlikste sportsoort is met die hoogste sterftesyfer onder sy deelnemers. Daarom het Langenhoven gesê, vir 'n goeie lieg moenie die waarheid heeltemal omdraai nie, hou die waarheid net skuins. Napoleon sou gesê het, die leuen is al rondom die wêreld terwyl die waarheid nog probeer om sy skoene aan te trek.